Ons is afgesonder van die wêreld en daarom het ons nou 'n plekte verklaring in wie se naam ons hier bid. Kom ons val in eerbetoon vir hom neer. Kom ons bid. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy naam versorg. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, ons is 'n hartseer volk wat in hierdie tye waar ons leef, U aangesig kom opsoek. Ja, Vader, dit het met ons te lank, te lekker gegaan. Ons het van U weer afgewyk. Ons het van U vergeet, ons het hooghartig geraak, ons eie sonde. En nou kom U deur die woord en U sê, my naam is uitgeroep oor jou. Jy is deel van my volk, die gelowiges. Vermoedig jouself, soek my aangesig, bekeer jou van jou verkeerde weë, en ek sal jou land genees. Vader, ons weet U is 'n God wat U beloftes nakom. Keer op keer het U die eerste belofte nagekom toe U gesê, ek sal iemand stuur wat die kop van die slang sal vermorsel, en in deur die steen ons Here Jesus Christus. U is 'n God wat U beloftes nakom. En U sê weer vir ons, dat wanneer ons U weë soek, wanneer ons in aanbidding voor U neerval en ons sondes reg erken, dan sal U luister. Daarom is ons hartseer. Daarom vra ons, Vader, vergeef ons. Wees ons arme sondaars naam, sodat ons die woord mag hoor, maar ook daarvolgens mag leef. Dankie dat U met ons verhouding wil hê. Dankie dat toe na Adam en Eva, wat perfek geskape is, in die sondeval neergeval het. En daardie verhouding tussen ons en U bitter baie skade gelei het. U die genadeverbond kom instel deur die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob, en dat U daardie selfde verbond tot vandag toe kom in stand hou, en deur die Seun, ons Here Jesus Christus. Vader, dankie dat ons sonder vervolging vanoggend as gelowiges kan saamkom om U naam groot te maak. Ons is dankbaar dat U vir ons die sakramente gegee het. Ons is dankbaar dat U vir ons verbondstekens gegee het, waarin U gesê het, ek sal vir julle 'n God wees, maar dan moet julle ook vir my 'n volk wees. Dankie dat ons hierdie verbondsteken vanoggend ook mag bedien. Dankie dat ons almal wat hier is, sigbare getuienis kan wees van hoe U werk. Hoe U ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons tekortkoming en die feit van ons siele, met ons bemoeienis maak en ons sondige siele op ons kop is. Dankie Vader vir ons gemeente. Dankie dat U ons baie lief het en dat U met ons pad stap. En dat U vir ons ook 'n groot koninkrykswerk gegee het om uit te voer. Gee ons die krag om dit hoe langer hoe meer tot die beste van ons vermoë, tot die eer van U naam, door die uitbreiding van die koninkryk te doen. Dankie ook vir baie besoekers wat vanoggend in ons midde is. Dankie dat ons net vir hierdie oomblik van die week onsself apart kan stel van die wêreld. Onsself kan heilig van die wêreld en kan sê, die wêreld is nie ons woning nie, ons is bywoners, want ons weet, ons is maar tentbewoners van hierdie aarde. Ons is op pad na die vaste gebou, waar ons Here Jesus Christus gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. As dit nie so was nie, dan het dit nie dit vir julle gesien. Daarom is dit reg met ons om tydelike bewoners van hierdie sondige wêreld te wees. Daarom is ons met blydskap gevul wanneer ons dink die koning van alle konings kom terug en hy kom om sy koningskap op aarde te vestig. En dan Vader, buig ons nie meer die knie voor hierdie begrip. Dan buig ons nie die knie voor 'n aardse regerder of 'n presidentjie wat dink hy weet alles. Dan buig ons die knie voor Jesus Christus, die koning van alle konings. Ons sien hy. Daarom bid ons en daarom vra hierdie gemeente smaak
saam met die Heilige Gees en saam met die skepping, wat so gruwelik verwoes word. Elke dier, elke stuk veld in die saailand wat afgebrand word deur goddeloses en barbare. Daarom sit ons saam met die skepping, maar ons sit ons saam met die Gees op my en ag. Maranatha, kom Here Jesus, koning van alle konings. Kom gou. Amen. Broers en susters, ek wil vir ons 'n gedeelte saam lees uit God se woord vanoggend. Die hele kerkdiens gaan en draai om God se woord. Dit is amper soos 'n wiel met steke en waarvan die as die woord van God is. En daarom is een van die naklanke van die reformatie sola scriptura, die woord alleen. Dis nie hier vanoggend om 'n hele skriftiese verkondiging van mense nie. Hier is die waaragtige woord van God. Johannes 13, ons lees saam vers 1 tot en met vers 9. Voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy hier gekom het, dat hy die wêreld sou oorkom na die Vader toe. En omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd af opgestaan. Sy boodheid uitgetrek, 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehou. Hy kom toe by Simon Petrus en sê vir hom, die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp ek nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, en dit is ook ons teksvers hierdie gedeelte. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my. As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my. Simon Petrus sê vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Ons lees tot sover. Wat 'n pragtige gesprek hier tussen Simon Petrus en ons Here Jesus Christus. En daar vind ons die teksvers. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my. Dit bring mens by formulering vir tema. Tema beteken as ek daar se preek lees en jy moet onthou, wat sal dit wees? As Jesus een laaste les wil hê. As Jesus my een laaste les wil hê, wat sou dit wees? Dis nie toevallig. Dit is 'n les oor die dood. Dit is 'n gemeente van Jesus Christus. Jaar vir jaar het opnuut benadruk hoe belangrik dit is om higiënies te wees in die eerste plek en om higiënies te leef. As jy eenskielik ophou om jou liggaam te versorg, dan kan dit lei tot erge siekte en selfs die dood. Maar het jy geweet dat dit in die geloof presies dieselfde is? As jy ophou om jou siel te versorg, dan begin jy 'n stadige dood geestelik te sterf. Inteendeel, om geestelik gebad, om geestelik gewas te wees, is 'n voorvereiste vir verlossing in Jesus Christus. En daarom moet elke kind van God geestelik gebad, geestelik gewas, om 'n stel te sterker, geestelik geskop word. En hierdie hoofvond wat ons dan vanoggend sien, dit is die teken en die seël van Jesus Christus skoon gewas. Paulus praat oor die dood, en dan skryf hy aan Titus in Hoofstuk 3 vers 5, en dan noem hy die dood die pad van die wedergeboorte. En dan sê Jesus, jy kan die koninkryk van God nie binnekom as jy nie wedergebore is. Johannes 13 vertel dus vir ons hoe belangrik dit is om geestelik higiënies te leef. Dit is wonderlik. Die aand die Judas Iskariot vir Jesus sou verraai. Die aand, 'n paar ure voordat hulle kom om hegtenis te neem. Die aand voor sy kruisiging, waar hy sy laaste ete saam met sy disippels eet. Nou is dit nie toevallig mense in vers 1 gelees wat in die Pasga maaltyd was, wat hulle geëet. Die fees wat
daar in die bootkamer saam met sy disippels, dis daar egter 'n bietjie spanning wat in die lug hang. Want daar iets gebeur net voordat hulle die Pasga eet. Daar het op pad na die bootkamer toe 'n stryery uitgebreek onder die disippels oor wie die belangrikste in die koninkryk van God is, die Testament. Mense van jou geestespoog hoor hoe Petrus sê, ek is die leier disipel, ek was die een wat saam met Jesus op die berg van verheerliking was, ek is die een wat die water geloop het, ek is die een wat die rots van die Christelike gemeentes is. Dan hoor mense jou geestespoog hoe Johannes en Jakobus antwoord en sê, maar ons was ook op die berg van verheerliking, ons het nie op water geloop nie, maar ten minste het ons ook nie sin. Dan hoor ons Andreas wat sê, weet jy wat, ek kan eers gedoen. En as dit vir my was, ons in hele ding gewees. En selfs Judas Iskariot kon 'n saak bou deur te sê, weet jy wat, Jesus Christus, vertrou my so, ek is die tesourier van die disippels. Ek hanteer ons finansies. Mense kan jouself indink, hoeveel spanning daar tussen hierdie 12 years, omdat die een homself belangriker voel as die ander. En nou doen Jesus iets absoluut eindbaar. Terwyl hierdie besondere maaltyd besig is om hulle dit te geniet, Jesus se heel laaste maaltyd, begin hy sy disippels iets te doen. Hy doen dit aan die hand van 'n praktiese les wat ons vanoggend op die doop van toepassing kom. Hy staan op van daai tafel af, omdat hy geweet het, twee redes, omdat hy geweet het dat sy uur gekom het. Dit is die eerste rede, sy kruis op Golgotha is reeds geplant. En dan vers 3, omdat hy geweet het, omdat hy van die kruis af nou na God heen kom, oor sy dood en sy hemelvaart. Hy doen hierdie laaste teken, hierdie laaste les, om vir sy disippels te leer. Sy 33 jaar lange vernedering, menswording op aarde, is verhaal. Jy het ooit daaroor gedink. As Jesus een laaste les kon leer, wat sou dit wees? Dit is 'n les vir die oor. 'n Les oor hoe belangrik dit is om geestelik skoon gesproken te word. Jesus is die gasheer, sy disippels is die eregas op daardie maaltyd. In daardie tyd het jy die Salemiese strate 'n dik laag stof gehad, en as dit gereën het, dan het daardie stof op aard in 'n modder spul en selfs 'n stuk iewers van dit. As jy gaste ontvang het by 'n maaltyd, was dit 'n vereiste dat jy daardie gaste, dat een van jou slawe daardie gaste se voete was. En selfs vir die slawe was dit die laaste vorm van werk. Dit was so vernedering dat die slawe met Israelitiese bloed dit nie hoef te gedoen het. Dit is oorgelaat aan die buitelandse slawe met vrede bloed in hulle, om die voete van die gaste te was. Hierdie daad om voor iemand neer te sak en hulle voete te begin was die getuienis daarvan dat jy die laaste persoon in die vertrek is. Jy kan jouself indink wat 'n verbasing, wat 'n verstomming daar was. Die koning van alle konings, die Messias, die Christus, die gestuurde van God, rustig opstaan, sy bootleed uittrek, 'n doek om hom vasmaak, 'n bak vat, water intap, en vir sy disippels begin neerbuig om hulle voete te was. Die grootste koning van hemel en aarde is besig om die laaste werk van die slaaf op aarde te verrig. Die bootleed wat hy uittrek is 'n simboliek daarvan. Dat hy, dis 'n simboliek van sy mag en van sy gesag. Dit is ongehoord, maar hier praat hierdie teken wat Jesus doen, nou dieper met ons. Dit is wat gekos het. Dit is wat het van Jesus Christus gekos het, om jou God se kind te doen. Filippense 2:7 sê, hy het homself ontledig, beter vertaling, hy het homself verneder. Deur die gestalte van 'n diensknegt, van 'n slaaf, aan te neem en aan ons mense gelyk te word. Sien, dit is geprofeteer, dit is gesê, Jesus Christus sal 'n slaaf word onder ons. Hy sal homself verneder. En Jesus moes hierdie teken in Johannes 13 doen vir die doop, om enige krag in Paulus se lewe en in elkeen van ons wat gedoop is, se lewe te bring. Maar as Jesus dan nou 'n paar disippels se voete gewas, en dan kom hy by Petrus. En Petrus was een van daai mense met alle respek gesê, partykeer het sy mond begin werk voor sy brein aangeskakel.
Dit is wie Petrus was. Hy was impulsief. Hy baie keer het daar iets uitgeglip wat hy gedink het wat eerlik ongeglei het. En hier beklei hulle in mekaar oor wie die belangrikste is, terwyl die een wat eintlik die belangrikste is, op sy knie voor hulle staan. En dan is Petrus verleer en dan vra hy vir Christus. Amper hierdie, dis nie 'n sarkastiese vraag, dit is meer 'n retoriese vraag. Here, gaan U my voete oopwas? En dan kommenteer Jesus aan Petrus die dieper teken van hierdie gebeurtenis deur vir hom te antwoord vers 7. Wat ek doen begryp jy nie nou. Jesus sê vir hom, dit gaan nie hier oor my met jou voete was, maar jy sal dit hierna verstaan. Bedoelende sy kruisdood, sy opstanding en sy hemelvaart. Met ander woorde, hierdie skrifgedeelte gaan oor baie meer, en is baie dieper as wat ons nou net hier gelees. Hy sê vir Petrus, jy verstaan nie nou mooi, jy sal haal. Hoe ek die koning, die Messias, my regterhand aan my Vader se regterhand my plek prysgegee het om aan jou wat 'n mens is gelyk te word, sonder dat hy sy goddelike natuur prysgegee het. En in Petrus se onkunde sê hy dan vir Jesus vers 8, U sal my voete in der ewigheid nie was. Die Griekse taal skryf dit mooi, dit sit een kyk langs mekaar, wat 'n stylfiguur is wat beteken, daar is 'n absolute kontras tussen Jesus Christus, U, die groot God van hemel en aarde, en Petrus, die ellendige mens, vuil in my sonde. Petrus draai ook 'n dubbel negatief hier in die Griekse teks, wat duidelik vertaal kan word, U sal onder geen omstandighede my voete was nie, nee, nooit gesien. Petrus antwoord so, omdat hy ontsaglik baie respek vir ons Here Jesus Christus het. Ons lees dit in Lukas 5 vers 8, as Jesus by hom kom, dan is hy verontwaardig en sê, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Hoe kan hierdie hande wat siek is en mens, hoe kan hierdie hande wat blinde mense gesond gemaak het laat sien? Hoe kan hierdie hande wat vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, en wat vir 'n paar ure ditspykers deur gaan kry sodat die bloed daaruit spyker in my siel gaan skoon was? Hoe kan daardie hande in 'n vuilskottel gedruk word om my Petrus, stinkende Petrus, skoon te was? Hy voel onwaardig om deur Jesus Christus gewas. Maar hier sê Jesus vir Petrus, dit is die voorvraag. Dit is wat moet gebeur, Petrus, as ek jou nie was nie, het jy geen deel in my. Nou begin hierdie teken wat Jesus verrig het, en doopvond by mekaar uitkom, en begin hierdie teken met my te kommunikeer. Die doop is 'n teken in sy, so sê ons belydenis. So sê ons belydenis oor hy was in Christus, so seker as wat water jou liggaam skoon was, so seker as wat die water wat Jesus Christus daarin getap het, sy disippels se voete skoon gewas het, so seker was Jesus Christus se bloed, my siel, al die ongeregtighede in my siel skoon. En dit is 'n teken wat hierdie doop aan die hand van hierdie gedeelte aan ons kommunikeer. Jesus impliseer hier eenmalige wasing, maar dat die effek en die nagevolg van hierdie wasing tot in ewigheid duur. En daarom sê Petrus nou verbaas, skielik het hy gesê, U sal my voete in der ewigheid nie was nie, maar my begin verstaan waaroor dit gaan. Toe verander Petrus. En hy sê, Here, dan nie net my voete nie, maar asseblief ook my hande en my kop. Dit is waarom Paulus in die gemeente Korinthe sê, 6 vers 11, maar julle het julle laat afwas met die woorde. Dit is 'n breë skriflyn wat Johannes 13 kan vind tot en met die einde van God se woord. Paulus wat sê, julle het julle laat afwas, maar julle is heilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus Christus deur die Gees van ons God. Wonderlik dat die oog af so 'n gewone handeling van Jesus so ontsaglike diep betekenis het. Carly dra vanoggend hierdie teken. Die teken dat sy in Jesus Christus skoon gewas is. En daarom Karel en Janey
die werk van heilig maak, so sal volg. En dan sy uiteindelik ook so neemsleer opgeneem kan word. Baie gesê aan die ander kant, die doop is ook nie 'n magiese handeling wat beteken dat die oomblik as die water in my voet optree, dan is dit salig nie. Dit bly maar net betekenis. Dit kommunikeer maar net vir ons die werklikheid van Jesus Christus se bloed wat ons skoon is. Ons sondige siele ons skoon skuld. En deur sy skoonwassing is ons nou waardig om voor Jesus Christus te mag verskyn. Dit sê die Hebreërskrywer 10:22. Laat ons toetree, Karel en my, laat ons toetree, laat ons na Christus toe kom vanoggend met 'n waaragtige hart en 'n volle geloofsversekerheid deur hartlik wat met besprinkeling gereinig is, sê die Hebreërskrywer, en van 'n sterkte gewete die liggaam met rein water skoon is. Nie soos Pilatus wat sy hande in 'n bak skoon water druk en dan sê, ek was my hande in onskuld, terwyl daar hoeveel bloed op sy hande is. Maar soos Jesus Christus, wat sy hande uiteindelik in sy eie spottel bloed indruk, daardie dier en kosbare bloed, wat daar die kruis van Golgotha afgeloop het, waarmee hy ons oggend kom skoon is. Sodat ons vlekkeloos, spierlik by sy wederkoms mag verskyn. Dit sien dieselfde Johannes wat hierdie gedeelte geskryf het. En die laaste openbaring wat Jesus Christus kom as ou man gee. Openbaring 1:4-5. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerstes by die konings van die aarde. En hoor die pragtige woord. Dan weer gaan Johannes 13:14 aan hom wat ons liefgehad en ons van ons sondes gewas het deur sy eie bloed. Kom, Karel, dan bring vir Karel, sodat sy hierdie wonderlike betekenis seel kan skoon gewas en Jesus Christus. Amen. Karel van Wyk, ek glo jou, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle besê. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig voor jou laat skyn en hy sal